Hallo julle, baie welkom by nog 'n klein groep byeenkoms. Dis soos altyd baie lekker om saam met julle te kan kuier. En ons gaan vandag 'n bietjie verder gesels oor werk en hoe ons werk verbind aan ons geloof, ons roeping en ons disippelskap pad saam met Jesus. So ek voor ek vorentoe gaan, wys ek dalk sommer net vir julle die boek. Die boek waarmee ons besig is in 'n mate ons inspirasie van kry is Every Good Endeavor. Is 'n boek deur Timothy Keller. So as jy bietjie meer wil weet van die boek, gaan koop hom. Is 'n uitstekende boek as jy op hierdie journey dalk wil bietjie dieper wil gaan as wat ons hier in die klein groep materiaal gaan, is dit dalk 'n goeie idee. So ons gesels oor werk en in hierdie boek In Every Good Endeavor gebruik Keller juist die konsep van Martin Luther om te verduidelik hoe God die wêreld onderhou. So wanneer ek en jy bid vir beskerming, vir geregtigheid, vir ons daaglikse brood, is dit bitter min of baie selde dat God manna uit die hemel uitstuur. In plaas daarvan gebruik hy mense in hulle gewone beroepe as sy tipe van maskers. Dis God en ons sien hom nie altyd raak in die doodnormale van die lewe nie. So hoe werk dit? God gee vir ons kos deur die boer en die kruidenier, die boer wat hard werk in die grond en op die manier kry ek en jy kos. God gee vir ons gesondheid of wanneer ons siek is kan ons na 'n verpleegster toe gaan of kan 'n apteker toe gaan of 'n dokter gaan sien en op die manier sorg die Here vir ons deur sy liggaam vir die kerk is wat sy mense is, nê? So jou werk is dus nie net 'n manier vir jou om 'n lewe te maak nie, dis 'n manier waarop God die wêreld aan die gang hou. Jy is letterlik die antwoord op iemand anders se gebede. Dis nogals crazy as jy so daaraan dink. En dit verander nogals drasties ons motivering. So wat is ons hoogste motivering dan as ons praat oor werk? Dis liefde vir ons naaste. As werk ontwerp is om ander te dien wat ons glo dit is, beteken dit dat die hoofdoel van ons loopbane nie selfvervulling of rykdom is nie, maar die liefde en diens van ons naaste. Keller sê verder dat selfs die mees sekulêre take diep geestelik word wanneer dit gedoen word met die doel om die gemeenskap as 'n geheel te laat floreer. Dit verander hoe ons sukses meet. Sukses is nie net om die korporatiewe leer te klim nie, maar om te vra, hoe help my vaardighede, my gawes om die lewens van die mense rondom my makliker, veiliger of selfs mooier te maak? So kom ons pause sommer net hier en bespreek bietjie die volgende vraag. As jy aan jou kliënte, jou kollegas, jou werknemers, jou werksomgewing dink en jy sien daai mense saam met wie jy werk as jou naastes wat jy moet lief hê, hoe verander dit die manier waarop jy môre jou take by die werk gaan aanpak? Chat 'n bietjie daaroor, dan gaan ons aan. So soms voel ons werk meaningless, omdat dit nie 'n direkte impak op mense se siele het nie, of dit lyk op die oppervlak of dit nie 'n impak maak nie. Maar Keller herinner ons aan God se algemene genade, common grace. God gee gawes aan alle mense, ongeag hulle geloof, om die wêreld te bewaar, beter te maak, te laat funksioneer. So of jy nou paaie bou as 'n gelowige of 'n ongelowige, of jy nou belastingvorms invul, of jy 'n huis skoonmaak, jy dra by tot die orde en die struktuur van die samelewing wat God vir die mensdom wil hê. Daar's geen hiërargie van belangrikheid in God se oë wanneer dit by werk kom nie. Dit gaan wel oor hoe jy dit doen, met wat se gesindheid jy dit doen. Dit gaan ook oor hoekom jy dit doen. Wat is jou why? So Martin Luther het gesê, the Christian shoemaker does his duty not by putting little crosses on the shoes, but by making good shoes, because God is interested in good craftsmanship. So, chat bietjie hieroor. Hoe kan jy excellence in jou werk gebruik as 'n vorm van aanbidding? Om ander deur werk te dien vereis dikwels opoffering en baie opoffering. Dit beteken soms om jou eie gerief, selfs jou ambisie prys te gee ter wille van die integriteit van die produk of die welstand van 'n kollega. Dis hier waar ons werk die karakter van Christus begin weerspieël, wat gekom het om nie gedien te word nie, maar om te dien. Dink aan Matteus 5 vers 16 wat sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik.
Met ander woorde, ons goeie werke, ons uitnemendheid en diens, die hoekom, die hoe ons werk doen, is die manier waarop die wêreld, veral die sekulêre wêreld, God se karakter begin raak sien. Dit is nogals 'n groot verantwoordelikheid op my en jou skouers, nê? Nee. Kolossense 3 sê iets soortgelyk. Daar staan in Kolossense 3 vers 23 tot 24, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Ek en jy is in diens van die Here, voor ons in diens is van 'n werknemer. So wanneer ons besef, ons eintlike baas, as ons wil dit nou so noem, is Christus, ons doen alles wat ons doen vir hom, dan word elke klein daad van die admin slep wat jy het by die werk, tot die groot projekte wat jy aanpak, word 'n daad van diensbaarheid en 'n offer aan die Here. Jy offer dit aan die Here, jy doen alles wat jy doen om hom te verheerlik. Galasiërs 5 vers 13 sê, dien mekaar deur die liefde. So werk is die mees praktiese instrument wat die Here vir my en jou gegee het om hierdie opdrag daagliks uit te voer. Want is juis waar ons 'n klomp van ons tyd spandeer. So met alles in ag geneem wat ons nou gesê het, al die teksgedeeltes wat ons gelees het, bespreek die volgende. Watter aspek van jou werk voel tans vir jou die meeste na 'n opoffering? En hoe kan jy weet dat jy God se instrument van sorg is, jou help om daardie taak met nuwe vrede te gaan verrig? Chat bietjie daaroor. Kom ons sluit saam af. Ons het vandag gesien dat werk nie net bloot 'n manier is vir ons om geld te verdien, sodat ons die eintlike lewe kan begin nie. Jou werk is die platform waar God sy sorg aan die wêreld uitdeel. Jy is nie net 'n werknemer nie, jy's 'n instrument in die hande van die Skepper. Maak nie saak hoe mundane jou werk vir jou voel nie. Soos jy môreoggend by jou werksplek instap, onthou, God is reeds daar. Hy gee om oor die produkte wat jy maak. Hy gee om oor die kliënte saam met wie jy 'n pad stap. Hy gee om oor die atmosfeer wat jy onder jou kollegas skep. So wanneer jy jou werk met bekwaamheid en met integriteit doen, beoefen jy die bediening van vaardigheid wat jou naaste lief hê op die mees praktiese manier moontlik maak. So iets laaste dingetjie om oor aan te dink. William Dale het die volgende gesê: jou werk is jou gebed. Dis die medium waarin jy jouself aan God offer. Jy hoef nie 'n predikant te wees of 'n sendeling wees om God te dien nie. Jy dien om deur goeie skoene te maak, deur goeie code te skryf daar by jou rekenaar, deur goeie besluite in die raadsaal te neem. So kyk bietjie hierdie week wat voor lê na die mees gewone of vervelige dele van jou werk. En dink sommer net by jouself, jy kan dit bespreek as jy wil of net by jouself daaraan dink, hoe kan jy daardie spesifieke taak môre verrig as 'n liefdesdaad aan God en jou medemens? En as julle klaar gesels het, kan julle afsluit met 'n gebed en sê sommer net vir die Here, dankie Here, dankie dat ons medewerkers kan wees. Sê vir hom, Here, dankie dat U vir my gawes gegee het, talente gegee het. En vra ook vir die Here om ons te help, om jou te help, om nie net na jou eie belange om te sien nie, maar om te sien na die belange van ander, die mense rondom jou. En bid sommer, sluit ook af met julle gebed en vra vir die Here regtig of hy nie net jou hande wil gebruik nie. Mag jy deel wees van sy koninkryk, sy liggaam wat beweeg, wat werk, wat vinger wys na die Skepper. Tot volgende keer. Blessings.